'n Psalm van Dawid. Die Here, ja, die Here, die verbondsgod van Israel, Abraham, Isak, Jakob, die een wat beloof het dat hy 'n God sal wees vir Abraham en vir sy nageslag, en dat sy nageslag so baie sal wees soos die sterre aan die hemel en die sandkorrels van die see, en dat hy, Jahwe, die verbondsgod sal sorg, dat hy 'n God sal wees vir hom en sy nageslag. Ja, daardie God, die Here, is my herder. Hy is my herder. Dit sê immers iets van jou en my vanoggend, soos wat Dawid dit ook geweet het. Hy was immers self 'n herder gewees, daar wat hy sy pa se skape opgepas het as jong man, voordat hy gesalf is deur die profeet Samuel en dan later koning geword het van Israel. Het Dawid geweet wat dit beteken om herder te wees vir jou skape. En daarom kon hy tereg sê, hierdie groot God, hierdie verbondsgod, Jahwe, is sy herder. En hy wil ook vanoggend, elkeen van ons, as ons hier sit, wil hy ons herder wees. Hy nooi ons opnuut vanoggend uit, om na hom toe te kom, by sy feestafel te kom aansit. As Dawid geskryf het hier, my herder, dan weet hy wat 'n herder se taak was in daardie dae van die Bybel. Hy het geweet, om 'n herder te wees, het beteken om jou skape, elkeen op hulle name te ken. Om te weet van elkeen se swakhede, elkeen se geneigtheid om maar te wil afdwaal, as hy dink, of sy dink, daar is 'n beter bossie daar aan die kant waar dit gevaarlik is, of as die een skaap agter die ander aan daar op die verkeerde plek beland het, dat die herder dan maar moes gaan help en moes gaan red. Hy het geweet, om 'n herder te wees, het beteken, dat jy eintlik letterlik, uit liefde vir jou skape, nie omdat dit jou werk was of jou plig was nie, maar omdat jy jou skape elkeen so lief het, dat jy bereid was om jou lewe selfs op te offer, as dit daarop sou aankom. Dat jy bereid sou wees om jou lewe te gee, as daar dalk 'n wilde dier in die nag sou kom, waar jou skape besig was om te slaap, en jy as herder daar in die opening gesit het, van die skaapkraal, dat jy alles sou gee, om daardie skape van jou op te pas. Dat jy 'n verhouding met jou skape het. Ja, dit is wat Dawid geweet het. Dit beteken om herder te wees, en daarom kan hy hier sê, die Here is my herder. En daarmee saam het hy ook besef, dat as God sy herder is,
dan beteken dit dat hy en ook elke mens op aarde nodig het om gelei te word deur iemand. Ons het nodig om gelei te word deur die een wat ons gemaak het. Dit is hoe ons geskape is, dit is hoe ons geskep is, deur God, ons skepper. Maar hy het ook geweet, dat as dit nie God is wat my lei nie, dan gaan daar iets of iemand anders wees, wat dit sou wou doen. Niks sal my ontbreek nie. Ek kom niks kort nie. En Dawid kon dit sê, want hy het geweet, God sorg vir hom. Hy het nie alles wat sy hart begeer nie. Hy het nie leksheid en weelde gehad, veral op daardie stadium van sy lewe nie, maar hy het alles gehad wat hy nodig het. Niks het hom ontbreek nie. Hy, hierdie herder, God, Jahwe, laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hierdie herder, God, vir my heen. En Dawid het besef dat soms gebruik hierdie herder van hom, God, die Here, ook selfs moeilike omstandighede om hom, wat eintlik maar in baie opsigte is, soos 'n skaap, wat baie keer sy eie kop wil volg. Hy het besef dat God baie keer juis moeilike omstandighede en swaar kry wil gebruik om hom as 'n skaap te dwing om neer te lê, om te gaan lê. Want God laat hom neerlê in groen weivelde, na waters waar daar rus is. Daar het Dawid geweet, as hy God volg as sy herder, dan lei hy om daarheen, na die groen weivelde en na die waters waar daar rus is. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hierdie is 'n herder wat 100% betroubaar is, in wie se spore hy kon volg, want hy sou hom op die regte pad bly lei. Hy kon hom vertrou met sy lewe. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Ja, Dawid het geweet dat die herder van daardie tyd 'n stok gehad het by hom, en ook sy staf, om te moes beklei as hy moes teen wilde diere of selfs miskien rowers, diewe wat van hierdie skape dalk sou wou kom steel, wilde diere wat dalk hierdie skape sou wou vang of verskeer. Dan was hierdie herder gereed en reg gewees met sy stok om hulle 'n ding of twee te leer. Maar hy het ook geweet dat die herder sy staf by hom gehad het, om wanneer hierdie skape dalk so nou en dan weggedwaal het, of daar op die rand van 'n afgrond hulle self sou bevind op soek na daardie beter iets om te eet, wat meer aanloklik gelyk het, dan het hy geweet, het hy as herder ook sy staf by hom gehad om versigtig maar ferm hierdie afdwaal skaap of skape terug te trek
na waar dit veilig is. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Dit is vir my so wonderlik om vanoggend so saam te kan wees. As kinders van die Here, as gemeente van Algoa Gemeenskapskerk en ja, sommer net 'n hartlike goeiemôre van my kant af ook aan ons mense wat daar nou ingeskakel is aanlyn, wat besig is om na ons te kyk op Facebook. En hooplik het julle vanoggend iets gehoor van dit wat ek glo die Here op my hart kom druk het, om saam as gemeente die volgende paar Sondae of wat, die pad te stap, hier uit Psalm 23. So 'n baie bekende psalm, so baie van ons ken selfs hierdie psalm uit ons kop uit, sou ek sê vanoggend. En so het die Here my gelei, glo ek, in hierdie afgelope tyd, om stil te staan hierso by Psalm 23 vers 5. En ek wil dit ook lees vir julle uit die 83 vertaling uit. Psalm 23 vers 5. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. Lees dit weer. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. En hier hoor ons vanoggend van hierdie feesmaal, hierdie feestafel, wat God vir my as sy kind voorberei. Is dit nie absoluut, ek dink, as ek net begin dink daaroor, dan, ek hoop jy sal saam met my stem vanoggend om te weet, dat hierdie groot God, hierdie Here, die Here, Jahwe, die groot verbondsgod van alle eeue, dat hy vanoggend, as ek sy kind is, vir my 'n feestafel voorberei het. En dat hy dit elke dag opnuut doen. En wat beteken dit prakties, as Dawid is tyd sal maak iewers in my dag? Dit hoef nie net een keer te wees nie, dit kan 'n paar kere wees, maar hopelik ten minste een keer 'n dag, want anders mis ek uit. Wil die Here hê dat ek by hom sal gaan sit en net in sy teenwoordigheid sal stil word. Want in die by God wees, ervaar ek iets van hierdie feestafel wat die Here vir my voorberei het, as my hemelse Vader. Ja, die Here wil hê ek moet by hom gaan stil word, en ek kan my diepste hartsbegeertes, my diepste hartseer, maar ook my vreugdes, kan ek met die Here gaan deel. Hy weet dit alles reeds, hy ken my, hy weet presies wat in my lewe aangaan, hy weet self presies wat in my gedagtes aangaan. Daarby gaan ons net nou kom. Maar soos wat enige goeie pa of ma, enige goeie ouer mos graag wil hê, dat jou kind met jou moet gesels, al is dit dan net om te sê hoe dit gegaan met daai toets of met daai eksamenvraestel. Jy wil tog hê dat jou kind met jou moet gesels.
Want jy is lief vir jou kind. Jy gee om vir jou kind. Dit is vir jou lekker om in sy of haar of in hulle teenwoordigheid te wees en te hoor dit wat hulle met jou deel. En so wil ons hemelse Vader, glo ek ook hê, dat ek as sy kind met hom moet kom gesels. Met hom sal deel dit wat in my hart omgaan. Dit wat op my skouers rus. Dalk, ja, die swaar kry, dalk die laste, om dit voor hom neer te sit. Want hy berei hierdie feestafel vir my voor. Hierdie feestafel van blydskap, van rustigheid, van vrede, wat hy vir my wil gratis kom gee, vrylik, om in sy liefde te kan wees, in sy teenwoordigheid. Maar 'n baie, baie belangrike ding, wat ons ook vanoggend moet hoor is, God nooi elke een van ons vanoggend uit. Nie net as ek sy kind is, het ek die voorreg om by sy feestafel te gaan aansit nie. Maar as ek nog nie kind van die Here is nie, dan staan die uitnodiging. Dan nooi die herder vanoggend jou ook uit om na hom toe te kom. Ja, die Here sê, Jesus het gesê daar in Matteus 11 vers 29, kom na my toe, almal wat moeg is, almal wat oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Leer van my, want my juk is sag. Hierdie uitnodiging staan vir elke liewe mens. Maar as ek dan vanoggend kan sê, ek is kind van God, ek is 'n skapie wat hierdie herder probeer volg, dan moet ek vanoggend 'n baie belangrike ding raak hoor. En dit is dan nou ook die tema van hierdie volgende paar Sondae. Hoopelik het van julle gaan kyk na daai videoklip wat Ronel gedeel het op die gemeente WhatsApp groep. As jy dit nog nie gedoen het nie, doen jouself asseblief die guns. Dis nie 'n lang videoklip nie, ek dink is maar so 'n minuut of wat, bietjie meer as 'n minuut. En gaan kyk hom, gaan luister. Want dis Louis Giglio, en dalk is daar van julle wat weet wie is Louis Giglio. Hy is 'n wêreldbekende prediker, nog baie meer as dit, ek wil nie nou ingaan op al die detail nie, maar hy is iemand vir wie ek groot respek het as dit kom by die Bybel en by die uitleg van die Bybel. En hy vertel in daardie videoklip van hierdie feestafel van Psalm 23 vers 5. En dan sê hy 'n belangrike ding, dat God hierdie feestafel op 'n baie spesifieke plek voorberei. In ander woorde, hy dek hierdie tafel vanoggend, as ons daai beeld kan gebruik van die tafel, vir homself, vir God homself, en vir my as sy kind. Dis 'n table for two. Dis 'n table for two. Daar is net plek vir God my Vader, en vir my as sy kind, by hierdie feestafel, waarvan ons hier lees in Psalm 23 vers 5. Hy berei hierdie tafel voor, op 'n spesifieke plek. En hopelik het julle dit raak gehoor, daar kan jy dit weer gaan lees. En dan sê Louis ook, God het hierdie feestafel juis op hierdie plek voorberei. Ja, die Here, om dit so te sê, hierdie beeld te gebruik, het nie hierdie feestafel voorberei, daar iewers in die paviljoen, en daarso vir my as sy kind, laat kom aansit, terwyl hy met my wil gesels, en wil hê ek met hom gesels, daar een kant waar dit veilig is, en waar dit rustig is rondom my, en ek dalk 'n mooi uitsig het daaroor die speelveld nie. Nee, God
berei hierdie feestafel voor. Kom ons lees dit weer hier in vers 5. U laat my by 'n feesmaal aansit, dis nou die 83 vertaling, terwyl my teestanders moet toekyk. In die 33, dit is die ou vertaling, staan daar, vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Teenoor my teenstanders, teenoor my vyande. Het jy dit gehoor? Dawid sê, u berei hierdie feestafel vir my teenoor my teenstanders. Terwyl my teenstanders moet toekyk. Hoekom is dit so belangrik? Want sien, die Here wil hê dat ek in sy teenwoordigheid moet wees, en dan veral wanneer ek teenstand ervaar. Nie noodwendig deur mense, deur Dawid se vyande nie, maar ook wanneer daar moeilikhede oor my pad kom, wanneer ek soms moet swaar kry, wanneer daar lyding of pyn of siekte oor my pad kom, of selfs wanneer daar die bose brandpyle van die bose van Efesiërs 6, wat die bose afskiet, wanneer dit na my toe aangevlieg kom. Juist daar, soos hulle in Engels sê, in the midst of the battlefield, daar op die oorlogsveld, hier in die lewe, soos wat hy soms kan gebeur. Partykeer voel dit mos net vir jou, hulle sê in Engels, it never rains, it pours. Dan voel dit vir jou, dit hou net nie op nie. Dis net die een beproewing op die ander beproewing. Dis net die een swaar kry op die volgende swaar kry. Voel mos partykeer so. En dit is juis in daardie swaar kry, in daardie beproewing, op daardie battlefield, sê Dawid, en skryf Louis, dis daar wat God hierdie feestafel voorberei, vir my en jou as sy kind. Hoekom doen hy dit juist daar? Want God wil vanoggend, glo ek, vir jou kom roep om iets baie spesifieks te doen. Kom ons blaai baie vinnig daar na Hebreërs 12. Jy hoef nie saam te blaai as dit jou 'n bietjie lank gaan vat nie. Ek het 'n boekmerkie daar gehad. Hebreërs hoofstuk 12. Dit is mos nou juist vandag ook Comrades, né? Vandag, hulle is besig om te hardloop, daar met die Comrades marathon. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Vers 2 sê, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir Jesus in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou Jesus voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teenoor hom verdraai, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hou Jesus voor oë. Dis wat die Here vanoggend vir jou en vir my, glo ek, wil kom sê eerstens, wat ons saam met ons kan neem. Dis hoekom God hierdie feestafel voorberei, juis op die battlefield, waar dit baie keer moeilik gaan en swaar gaan en die lewe gebeur. Want God wil hê dat ek as sy kind, terwyl ek by hierdie feestafel sit, sal opkyk na hom toe. Dat ek nie my oog gefestig sal hou, my blik
my oë sal vestig op die probleme en die swaar kry en die vyande wat rondom my is nie. Ja, hulle is daar. En die aanvalle van die bose wat baie keer voel of dit nie wil ophou nie. Maar God wil vanoggend hê ek en jy moet opkyk na sy gesig. Na sy teenwoordigheid, as ek dit so mag sê. Want ons weet God is allerheilig en ja, selfs die engele moet met hulle vlerke hulle gesig toemaak, sê Jesaja 6, want God so heilig is. Maar deur Jesus het ons toegang tot God se troonsaal, sê Hebreërs 4 vir ons. En hy wil vanoggend hê dat ons op sal kyk na hom en ons oë gefestig sal hou op Jesus. Selfs as dit moeilik gaan, eintlik veral wanneer dit moeilik gaan, dat ons oë sal vestig op hom alleen. Psalm, as ek gou weer daar kan uitkom, 34, sê vir ons wat gebeur. Wat sal gebeur as ons oë op Jesus vestig? As ons opkyk na God, waar ons daar by die feestafel sit en na hom kyk, selfs as die oorlog aan die gang is rondom ons, dan sê vers 6 van Psalm 34, die wat swaar kry, sien op na hom, dis na God, die Here. Met ander woorde, kyk op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Sien vir jou daardie beeld, ek kan dit sien so voor my gees is oë, soos hierdie kind wat opkyk na sy of haar geliefde ouer, mamma of pappa. En hulle kyk soos 'n klein kindjie na hulle mamma of pappa se gesig. En daardie mamma of pappa wat hierdie kindjie vashou, kyk terug na hulle en daar is hierdie liefde. En wat gebeur eintlik amper outomaties as jy jou babietjie vashou in jou arms en jy kyk na hom of haar? Daar is outomaties hierdie glimlag, hierdie blydskap in daardie kleintjie se hart. As jy vol liefde na jou babietjie kyk. En dit is wat ek glo die Here vanoggend vir ons wil kom sê. As ons na hom kyk selfs terwyl die oorlog rondom ons aan die gang is en die pile vlieg van die bose en die swaar kry en die lyding en die beproewing is daar. Fokus op ons Vader. Hou ons oë gefestig op Jesus, Hebreërs 12. Want dan, hoe het ons gehoor, vers 3, Hebreërs 12, dan sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, Eldrey, ek is gedaan, ek is verby moeg, geestelik, emosioneel, ek is klaar, ek is uitgeput, en nie krag om aan te gaan nie. Miskien wil die Here juist dan vir jou vanoggend kom sê, op wie fokus jy? Op wie, op wat fokus jy? Laat jy toe dat al die probleme en die swaar kry jou onderkry? Of kom sit jy by my feestafel aan en fokus jou oë op my, wat jou so lief het, wat jou herder wil wees, wat jou sal lei. Ek wil begin klaarmaak om terug te kom na ons tema dan vir hierdie Sondag en dalk 1, 2, 3 volgende Sondae soos wat die Here my verder lei. Ek wil jou kom uitnooi om saam met my verder te kom leer wat dit beteken om by hierdie feestafel aan te sit. Maar dan het Louis Giglio ook 'n baie belangrike ding wat hy sê. En hy sê, wanneer ek en jy by hierdie feestafel aansit as kind van God, en saam met die Here die pad stap en hom wil volg as my herder, dan is daar ook 'n vyand, wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie. Ja, daar is 'n vyand, wat ook by hierdie feestafel wil kom aansit.
Ongelukkig is dit so reg van die begin van die wêreld af, van die begin van Genesis af. Daar in die paradys waar Adam en Eva was, gelukkig saam met God, geen bekommernis in die wêreld nie, alles was daar, maar daar was 'n vyand, vertel Genesis vir ons, in die vorm van 'n slang, die bose, Satan, die dief, wat kom steel en vermoor en slag, sê Jesus daar in Johannes. En daardie vyand wil ongelukkig, en ons gee vanoggend vir hom geen eer nie, maar ons kyk vanoggend na die werklikheid. Daardie vyand, die bose, wil ook 'n plek aan hierdie tafel kom hê, waar ek en my Vader met mekaar gesels en met mekaar deel en die elke dag se lewe leef. Ek wil jou uitnooi om saam met my die volgende paar Sondae te kom leer uit die Bybel uit, hoe dat ek voorbereid moet wees en gereed kan wees en weet om uit te kyk vir wanneer hierdie vyand, die bose, ook 'n plek by hierdie tafel wil kom inneem. Want sien, as ek vir hom gaan toelaat om 'n plek by hierdie tafel te hê, wat veronderstel is om net tussen my en God te wees, dan is daar groot moeilikheid. En dan kan ek miskien op 'n plek opeindig waar ek nie wil wees nie. En ek dink daar's soveel mense in vandag se lewe wat toegelaat het dat hierdie vyand by hierdie tafel kom aansit. En nou is waar hulle is, as gevolg daarvan. So ek wil jou uitnooi, kom luister saam, kom stap die pad saam met ons, om te leer hoe om nie vir die vyand toe te laat, om 'n plek te hê aan hierdie feestafel van my en my hemelse Vader nie. En hoe hy dit regkry, baie, baie belangrik. Mag die Here ons verder kom lei en leer, en inderdaad vir ons help, om ons oog gefestig te hou op ons hemelse Vader, op Jesus Christus, sodat ons hierdie wedloop kan uithou en aanhou. Amen. Hemelse Vader, eintlik staan mense net verstom vanoggend as ons hier gelees het dat U die groote God, Jahwe, die verbondsgod van Abraham, Isak en Jakob, U wat alles geskape het, U wat alles in U hand hou, U wat die skepping met die aarde en al die planete en hoeveel sterre, stelsels op hierdie oomblik in U hand hou, en nog 1000 maal meer, Here, dat U ons vanoggend uitnooi, en elke dag om by U feestafel te kom aansit, om op 'n besondere manier in U teenwoordigheid te kan wees, soos wat Dawid U leer ken het, as sy herder. Here, kom lei U ons deur U Heilige Gees, kom wys ons wat dit beteken om ons oë op U gefestig te hou. Soos wat Hebreërs vir ons sê, Hebreërs 12, Here, sodat ons kan uithou en aanhou en moet hou, en dit nie maar net oorleef nie, maar dat ons dit kan doen met krag wat U vir ons gee, en in oorwinning, sodat ons nie geestelik sal moeg word en uitsak nie. Hemelse Vader, dankie dat ons hierdie groot voorreg het vanoggend, om by U tafel aan te sit. Herinner ons deur U Gees elke dag, om iewers in ons besige tyd, in ons besige dag, net by U te kom wees,
in U teenwoordigheid, Here. Want dan weet ons, as ons na U opkyk, sal ons straal van blydskap. Sal ons nie teleurgestel word in ons verwagtinge nie. Dankie dat ons dit kan bid in U naam, die naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus, en dat U ons herder is. Amen.